Ager het wyse woorde tot God geroep toe hy gesê het: "Laat my geniet die brood wat vir my bestem is." Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Dit is regtig vir my so groot voorreg en 'n eer om die woord van die Here in eenvoud vanmôre weer eens aan jou te kan bedien, en mag dit vir jou wees tot seën en tot stigting vir hierdie dag en ook vir hierdie week, en die res van die jaar wat voorlê, en vir die res van jou lewe mag dit vir jou wees tot rigting. Vanmôre wil ek met jou gesels oor bestemde brood. Spreuke 30 vers 7 tot vers 9 sê Ager: "Twee dinge vra ek van u. Onthou dit nie aan my voordat ek sterf nie." En hy vra twee dinge. Hy vra: "Here, hou valsheid en leentaal ver van my af. Gee my nie armoede of rykdom nie. Laat my geniet die brood wat vir my bestem is. Dat ek nie, as ek oorversadig geword het, u verloon nie en sê, wie is die Here? En dat ek nie, as ek arm geword het, steel en my aan die naam van my God vergryp nie." Nou jy weet, as Ager sê, "Here, gee my die brood wat vir my bestem is," praat hy tog nie net van kos nie, maar hy praat van elke vorm van seën waaraan jy kan dink, van kos tot besittings, tot posisies, miskien selfs 'n vrou en kinders, ek sal nie weet nie, maar oor enigiets. Maar ek wil hê ons moet 'n bietjie let op sy hart voor die Here wanneer hy hierdie dinge vra. En ek gaan dit so in my eie woorde wil ek dit vertaal. Hy sê: "Ek wil nie soveel besit in my lewe dat ek onafhanklik raak van God en God sal vergeet of hom sal verag of hom sal verloon nie. Ek wil ook nie so arm wees dat ek waag om te sê daar is nie 'n God nie, of God sorg nie vir sy kinders nie, en dan omdraai en God se gebod oortree wat sê ek moet my naaste so lief hê dat ek nie van hulle sal steel nie. Here, weerhou dit van my. Gee vir my dit wat vir my bestem is." Hy vra van God, en ek wil hê jy moet mooi hoor wat ek vanmôre vir jou probeer sê. Hy vra van God: "Here, rig my begeerte so, dat ek sal bid en vra, om nie minder of meer sal ontvang van dit wat u vir my wil gee nie. Dat ek myself nooit sal kort doen in my gebede tot u nie, of nooit op meer sal aanspraak maak wat u vir my wil gee nie. En gee vir my dit wat u in die hemel bestem het vir my, want as dit uit die hemel kom, ontvang ek dit met dankbaarheid, ek is vergenoeg daarmee, en ek hanteer dit met die respek van rentmeesterskap." Jy sien, die Here sê in sy gebed: "Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied." Jy weet, God se wil vir ons lewe is altyd so oor ons, dat wanneer ons van God ontvang, sal dit sy koninkryk in ons harte en in ons huise en in die wêreld laat kom. Ons gebede moet nooit so gerig wees dat ons later konings van ons eie koninkryke word, wat koning Jesus van sy troon in ons lewens verwyder nie. Daarom is Ager se uitroep vir my so waardevol, want in sy uitroep soek hy juis God se koningskap in sy lewe. Nou dit is my woord kortbondig vir jou vandag, en kan jy 'n eenvoudige gebed saam met my bid vanoggend? En ek bid vir jou, en ek bid saam met jou. Here, laat my geniet die brood wat vir my bestem is, dat ek nie, as ek oorversadig geword het, u verloon nie en sê, wie is die Here? En dat ek nie, as ek arm geword het, steel en my aan die naam van my God vergryp nie. Here, laat u naam altyd verheerlik word in en deur my lewe, in Jesus naam. Amen.